Groet in die wonderlijke naam van ons Jesus Christus geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijkse hoofstukke die Nuwe Testament het lees, met die doel om ons Christen te vernieuwen en te versterk op 'n dagelijkse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by 2025. Vandag gaan ons voort met 1 Korintiërs hoofstuk 10 en die opskrif lees Israel as waarskuwing. Broers, ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan, en in die verbondheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink, wat hulle het gedrink uit die geestelike rots wat hulle gevolg het, en die rots was Christus. Nogtans het God in die meeste van hulle nie 'n behaag gehad nie, want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hierdie ding het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, sodat ons nie na bose dinge sal hinker, soos hulle ook gehinker het nie. Moenie afgode dienaars wees, soos sommige van hulle nie. Daar staan immers geskryf, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en opgestaan om te speel. Laat ons dan nie onsedelik optree, soos sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 gesterf. Laat ons nie vir Christus beproef, soos sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, soos sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur, en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink hy staan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Daarom, my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ek praat soos met verstandige mense. Oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging, waaroor ons die dankgebed uitgespreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kyk na die volk Israel. Het diegene wat van die offers eet, dan nie deel aan die altaar nie? Wat bedoel ek hiermee? Dat 'n afgodoffer tog iets is, of dat 'n afgod iets is? Nee, maar wat hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en aan die tafel van demone nie. Of is ons besig om die Here jaloers te maak? Is ons dan sterker as hy? Alles is geoorloof, ja, maar alles is nie nuttig nie. Alles is geoorloof, ja, maar nie alles is opbouend nie. Niemand moet sy eie belang soek nie, maar die van ander. Enigiets wat op die vleismark verkoop word, mag julle eet, sonder om vrae te stel ter wille van die gewete, want die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Indien een van die ongelowiges julle nooi en julle wil gaan, eet enigiets wat vir julle voorgesit word, sonder om vrae te stel ter wille van die gewete. Maar as iemand vir julle sê, dit is 'n goeie offer die, moet julle dit nie eet nie, ter wille van die een wat julle ingelig het en die gewete. Hiermee bedoel ek nie jou gewete nie, maar die van die ander. Waarom word my vryheid dan beoordeel deur 'n ander se gewete? As ek met dankbaarheid saam eet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet of drink of enigiets anders doen alles tot eer van God. Julle moenie die Jode of Grieke of die gemeente van God 'n struikelblok wees nie. Net soos ek ook probeer om alle mense in alle opsigte in ag te neem en om nie my eie voordeel, maar die van die meerderheid na te streef, sodat hulle verlos mag word. Amen. En dit is die woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.